Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir die woord wat ons vandag kan saam lees. Mag ons harte daarvoor ontvanklik wees in opregtheid en in waarheid. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 5 verse 6 tot 8. Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe, ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Paulus skryf aan die Korintiërs om hulle te waarsku teen die gevaar van sonde wat hulle so suurdeeg deurtrek. Dit versprei en beïnvloed die hele gemeenskap. Paulus gebruik die beeld van suurdeeg om te wys hoe 'n klein bietjie sonde 'n hele gemeenskap kan beïnvloed. Net soos 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak, so kan 'n klein bietjie sonde ook 'n negatiewe impak hê op die kerk. Hy maak 'n oproep tot selfondersoek. Hy wys die probleme van selfverheffing, onsedelikheid en sommer baie ander sondes uit. Net so moet ons ook sondes identifiseer waar dit aktief is, sodat ons ook daarmee kan afreken. Ons word geroep om die ou suurdeeg te verwyder. Dit beteken, ons moet aktief afskeid neem van sonde in ons lewe. Net soos die Israeliete tydens die Pasga alle suurdeeg moes verwyder, so moet ons ook onsself reinig van alles wat ons verhouding met God skade kan berokken. Ons word hierin gehelp deur Christus se offer, wat die suurdeeg van sonde vergewe en ons nuut maak. Ons moet God toelaat om alle areas in ons lewe skoon te maak en ons moet aktief daarin saamwerk. Ons nuwe lewe in Christus moet gekenmerk word deur reinheid en waarheid. Dit beteken nie om 'n dubbele lewe te lei nie, maar in heiligheid te wandel. Die gemeente van Christus moet 'n gemeenskap wees wat in ware liefde, nederigheid en in gehoorsaamheid leef. Ons moet net soos Paulus ons geloofsgemeenskap help om rein en getrou te bly in die waarheid. Paulus herinner ons vandag daaraan dat Christus ons losgekoop het om in reinheid en waarheid te leef. Sy genade maak ons vry van sonde, se invloed op ons lewens. Hy roep ons om as sy liggaam 'n getroue getuie te wees vir die wêreld. Laat ons dan die suurdeeg van sonde verwyder en met 'n opregte hart die Here dien. Kom ons bid saam. Here, U reinig ons van alle ongeregtigheid. Versterk ons asseblief om daarin te wandel. Amen.